As die skrywer van die evangelie wat sy naam dra en die boek van Handelinge, is Lukas se literêre bydrae tot die Nuwe Testament groter as die van enige ander skrywer en beslaan dit meer as 'n kwart van die geheel. Saam vorm dit 'n enkele 2 volume werk met die verspreiding van die evangelie na alle mense die hooftema. Volgens David Pawson kan dit ook die geskiedenis van die Christendom dele 1 en 2 genoem word. Dit begin met Jesus se openbare bediening in Israel en eindig met Paulus onder huisarrest in Rome. Niemand was beter toegerus as die nie-Joodse Lukas om die verspreiding van die evangelie, beginnende in Jerusalem en in wese Joods na Rome en grotendeels heidens te vertel nie. Hy was nie net 'n mediese dokter van beroep nie, maar ook reisgenoot van Paulus, 'n noukeurige navorser en historikus. Hy dra beide sy boeke op aan ene Theophilus. Geleerdes bespiegel al vir eeue oor die identiteit van die man wie se naam liefhebber van God beteken. Daar is allerhande interessante teorieë, maar ons het ongelukkig nie tyd om hierby stil te staan nie. Een van die kenmerke uniek aan Lukas as skrywer is sy beklemtoning van die Heilige Gees. Net soos sy evangelie begin met die uitstorting van die Gees op Jesus tydens sy doop, so begin Handelinge met 'n parallelle uitstorting op die kerk tydens Pinkster. Lukas gaan verder en vertel die storie van die verspreiding van die evangelie in Handelinge met herhaalde verwysings na die Heilige Gees. Dis die Gees wat prediking inspireer, mense vrymoedigheid gee om te getuig, sendingwerk bepaal, bonatuurlike insig gee, help met besluitneming, die toekoms openbaar maak en die kerk bemoedig en versterk. Partynavorsing dui op 59 verwysings na die Heilige Gees en ander na 70 verwysings na die Heilige Gees. Dit is dus geen wonder dat sekere geleerdes dink dit sou meer gepas gewees het om van die handelinge van die Heilige Gees eerder as die handelinge van die apostels te praat nie. Wat die naam Handelinge van die Apostels nog meer verwarrend maak, is dat Lukas eintlik net op 2 apostels fokus. In die eerste 12 hoofstukke word daar hoofsaaklik op Petrus, die apostel vir die Jode, gefokus en daarna word daar uitsluitlik op Paulus, die apostel na die nie-Jode, gefokus. Daar is ook 'n merkwaardige parallel tussen wat Lukas oor Petrus sê en wat hy oor Paulus sê. Een rede was sekerlik om te verhoed dat daar nie 2 kerke, 'n Joodse kerk onder Petrus en 'n heidense kerk onder Paulus ontwikkel nie. En om hierdie rede wys Lukas dan op meesterlike wyse die merkwaardige ooreenkomste tussen hierdie manne en verhoed so dat een belangriker as die ander gesien kon word. Hulle het albei wonderwerke verrig. Hulle het albei visioene gesien. Hulle het albei vir hulle geloof gelei. Hulle het albei lang toesprake gehou. Hulle was beide vervul met die Heilige Gees. Hulle het beide met vrymoedigheid gepreek. Hulle het beide vir nie-Jode en Jode gepreek. Hulle is beide gevangene geneem en op wonderbaarlike wyse vrygelaat. Albei het siektes genees en albei het buitengewone metodes van genesing gehad. Petrus met sy skaduwee en Paulus met sy sakdoek. Beide het demone uitgedryf. Beide het die dooies opgewek. Beide het teen valse leraars gewaarsku en beide het in Rome gesterf, alhoewel Lukas nie melding hiervan maak nie. Handelinge is ook 'n belangrike skakel tussen die 4 evangelies en die briewe. Byvoorbeeld, die meeste briewe is deur Paulus geskryf, maar wie was Paulus? Hy was nie een van die 12 apostels nie, en dus word hy nie in die evangelies genoem nie. As dit nie vir Handelinge was nie, sou ons baie min van hom of sy bediening geweet het, of hoekom hy aan die kerke en individue briewe geskryf het, en waarom hierdie briewe vir ons so belangrik is. Die kerk is natuurlik 'n ander rede hoekom Handelinge belangrik is. Dis net Matteus wat 'n enkele keer van die kerkmelding maak en dis leer ons net in Handelinge wat 'n kerk eintlik was, insluitend hoe dit geplant is, hoe ouderlinge aangestel is en wat die verhouding tussen die apostels en die kerke wat hulle gestig het was. Dis ook in die boek van Handelinge waar ons lees hoe die disippels en eerste gemeentes die groot opdrag vervul en die evangelie versprei. Die woord apostel beteken letterlik gestuurde.
Dit was dan die verstaan van die vroeë kerk, dat sekere individue deur God opdrag gegee is om die evangelie te versprei, soos vervat in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is asof die dood en opstanding van Jesus soos 'n klip in 'n dam was en Handelinge 'n beskrywing van hierdie sirkels wat weier en verder uitgekring het. Die inisiatief en steun hiervoor het van die plaaslike kerk gekom, waar die Heilige Gees die mense vir hierdie werk afgesonder het. Die kerk het hulle beste mense gestuur om Christus bekend te maak en altyd in spanne. In die laaste hoofstukke van Handelinge wys Lukas ons op meesterlike wyse dat Paulus ten spyte van sy gevangenskap nie gebonde en 'n hulpelose slagoffer was nie. Sedert sy gevangenskap het die Here hom geleentheid gegee om te getuig vir 'n groot menigte in Jerusalem, die Joodse Sanhedrin, 2 Romeinse goewerneurs, koning Herodes en sy vrou, 276 siele aan boord die skip waarop hy was, die goewerneur van Malta en baie van die ander eilandbewoners. Voeg daarby die leiers van die uitgebreide Joodse gemeenskap in Rome en almal wat hom tydens sy huisarrest kom besoek het. Dieselfde Paulus skryf later aan Timoteus, die woord van God kan nie geboei word nie. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe onmoontlik 'n situasie lyk of hoe magteloos ons voel nie. Die woord is duidelik. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Kom ons vertrou dan die Here vir oop deure en oop harte, sodat ons hierdie selfde evangelie in die krag van die Heilige Gees oral kan uitdra waar ons gaan.